Hallo julle, welkom by deel 2 van Israel. Wie is Israel? Wie is Israel? Ja, welkom papa. En my kind. Goed, so vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die 10 stamme Ja, van die Noordelike Ryk. wat het van hulle geword? Waarheen is hulle? Ja, want By daar, die wegromping plaasgevind. baie mense beweer dit, né? Maar ek sal sê as jy jou Bybel lees, dan sê jy eintlik die antwoord geken het. Ek het ook toe ek jonger was, het ek ook daai ene geglo dat die 10 stamme verlore geraak het. Maar toe ek geleer het om die Bybel te lees, toe kom ek agter maar dit is nie so nie. Dit is toe nie so nie. Mense moet net die Bybel lees. Ja, Ja. Dan sê jy sien, dit staan in die Bybel. Reg. So, wat het van die 10 stamme van Israel in die Noordelike Ryk geword? ja, Dis ons tweede deel vandag van wie is Israel. ja. Right. Nou die ryk skeer ons nou na Salomo se dood. Right, en dit was so 930 voor Christus wat dit nou gebeur het. In die Noordelike Ryk en hulle hoofstad is Samaria en die Suidelike Ryk Juda en hulle hoofstad is Jerusalem. Raak ek nou so die mekaar. Maar dit was nie 'n skoonbreuk gewees nie. Met ander woorde, al die stamme van die dis daarbo, die 10 stamme is daarbo en hieronder is net Juda en Benjamin nie. Weet die ander 2 stamme nie. Ja, Met slegs 2 stamme in Juda en 10 stamme bo in Israel nie. Gaan vir my na 1 Konings 12 vers 31 en dan sommer 2 Kronieke 11 vers 13 en 14. goed. 1 Konings 12 vers 31. Hy het ook tempels van die hoogtes gebou en priesters aangestel uit al die dele van die volk wat nie uit die seuns van Levi was nie. 2 Kronieke 11 vers 13 tot 14. En die priesters en die leviete wat in die hele Israel was, het uit hulle hele grondgebied by hom gestaan, want die leviete het hulle weiveld en hulle besitting verlaat en na Juda en Jerusalem getrek, want Jerobeam en sy seuns het hulle verwerp, sodat hulle geen priesters van die Here meer kon wees nie. Nou daai wat hy het sy eie priesters aangestel is Jerobeam gewees, né? So Jerobeam het sy eie priesters aangestel. So die regte Levitiese priesters, né, het saam met hulle families, né, op 'n groot skaal na Juda toe getrek. Dit het jy nou daar gelees. So met ander woorde, ons het nie nou meer net Juda nie. En ons het ook nie net Benjamin nie, weet. Ons het nou die Leviete ook, ons het Levi ook. Verstaan jy? Ja, Right. So, dis al klaar nie net 2 stamme nie. ja, Right. Goed. Gaan vir my na 2 Kronieke 11 vers 16 en 17. En agter hulle aan het uit al die stamme van Israel, die wat hulle hart daarop gerig het om die Here, die God van Israel te soek, na Jerusalem gekom, om aan die Here, die God van hulle vaders, te offer. En hulle het die koninkryk van Juda versterk en Rehabeam, die seun van Salomo, 3 jaar lank bemoedig, want 3 jaar lank het hulle in die weg van Dawid en van Salomo gewandel. Right. Jy nou mooi gelees daarso, al 10 stamme daarso, né? So lede van al 10 die stamme wat daarbo was, né? Wat getrou was aan die godsdiens, aan Judaïsme, né? Aan die ware godsdiens, het na Jerusalem getrek. So dit was nie net die stam van Levi nie. Ons het nou net vorige die stam van Levi, maar nou sê hulle maar lede van al 10 stamme, die ouens wat getrou was aan die godsdiens, aan die geloof, het na Juda toe getrek. En hulle het Rehabeam daar versterk. Hy was die koning van die Suidelike Ryk waar Jerobeam die koning van die Noordelike Ryk van Israel was. Nou, 2 Kronieke 15 vers 9 en Joshua 19 vers 1. Daarop vergader hy die hele Juda en Benjamin, ook die vreemdelinge wat uit Efraim en Manasse en uit Simeon by hulle was, want uit Israel het hulle in menigte na hom oorgeloop,
toe hulle sien dat die Here sy God met hom was. Jy sien daar noem hy Manasse en hy neem Efraim ook en hy noem Simeon ook. Right? Josua 19 vers 1, want ek wil net spesifiek praat oor Simeon. En die tweede lot het uitgekom vir Simeon, vir die stam van die kinders van Simeon volgens hulle geslagte, en hulle erfdeel was in die middel van die erfdeel van die kinders van Juda. So Simeon het nie sy eie gebied gehad nie. Het Juda het sy eie gebied, Benjamin het sy eie gebied, bla bla bla. Nee. Simeon het nie sy eie gebied gehad nie. Hulle het erfgrond gekry waar? Midde in Juda. So binne in Juda het hulle erfdeel gekry. So Simeon was outomaties klaar ook in Juda gewees. Ja, Maak dit vir jou sin? Right. Simeon se stamgebied was geografies binne Juda se grense. Efraim en Manasse, wat stamme uit die noordelike ryk is, het ook na hierdie koning Asa toe oorgeloop. So, ons het al die stamme daarso. Ja. In dinges in Juda gehad. Dit was nie net die twee stamme. Ja. Right. Vir Jerobeam is 10 stamme gegee, maar die mense van die stamme het self oorgeloop na Juda toe, geëmigreer. Okay. Na Juda toe, verstaan jy? Dis nie dat jy weerspreek die Bybel nie, Ja. Die mense het getrek. Ja. Right, 2 Kronieke 30, is vers 1 tot 11, maar ek sal sê lees 11 vir ons, want dit is 'n lang stuk, en dan vers 18. Okay. Maar manne uit Aser en Manasse en Sebulon het hulle verootmoedig en na Jerusalem gekom. Sien, daar is nou Aser ook genoem, en Sebulon is ook genoem. Right? Ja, en hulle het na Jerusalem Ja, gekom. right? 2 Kronieke 30 vers 18. Want die meerderheid van die volk, 'n menigte uit Efraim en Manasse, Isaskar en Sebulon, het hulle nie gereinig nie, maar die Pasga geëet, soos dit nie voorgeskrywe was nie. Maar Jehiskia het vir hulle gebid en gesê, mag die Here wat goed is, versoening doen. Jy sien, daar word nog ander stamme daar genoem. Ja. Right. Dit gaan nou daar oor hoe hulle dit geëet het, maar die feit is, daai stamme van daai mense het na Juda toe getrek. Ja. So na die Assiriese se inname van Samaria, toe hulle Samaria ingeneem het en die noordelike ryk ingeneem het, en dit was so 722 jaar voor Christus. Right. Het nog meer mense uit die stamme van die noordelike ryk na Jerusalem gekom. So, ons het die eerste punt het ons gevind uit die godsdienst uit Levi, en dan mense uit al die stamme uit wat getrou was aan die godsdienst. Ja. Maar nou met die Assiriese inval en die inname van Samaria, het daar nog mense na Juda toe getrek. Nie net die ouens wat in die begin as gevolg van 'n godsdienstige oortuiging getrek het nie. Jy het dit nou daar gesien, né? Ja. Nog meer mense het uit stamme van die noordelike ryk na Jerusalem gekom. Daar gebly en ingetrek. Ja. Maak dit nou weer sin? Maak dit weer Ek sin? kry nou die prentjie, ja. Jy kry die prentjie, 2 Kronieke 34 vers 6 en 9. En in die stede van Manasse en Efraim en Simeon en tot by Naftali in hulle puinhope rondom, toe hulle by die hoëpriester Hilkia kom, het hulle die geld afgegee wat in die huis van God gebring was, wat die Lewiete, die drempelwagters, versamel het uit Manasse en Efraim en uit die hele oorblyfsel van Israel en uit die hele Juda en Benjamin en die inwoners van Jerusalem. Jy sien daar word die oorblyfsels. So hulle sê almal die 10 stamme is nie net weggevoer deur die Assiriese koning nie, né? Daar het mense oorgebly. En daar het jy nou gelees van hulle het nou gekom en geld kom gee vir die tempel. Ja. Right. So Josua se hervorming strek tot in die noordelike ryk. Dit dui dus daarop aan dat nog Israeliete uit verskeie stamme in die land was. Hulle is nie almal weggevoer nie. Right? En dat Jerusalem die middelpunt van hulle godsdienstige lewe was. Ja. Right. Lukas 2, dan gaan ons Nuwe Testament toe. Vers 36. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel, uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe.
Die belangrike deel wat ons daar moet weet. Right? Nie dat sy profeties was en dat sy baie oud was nie, in haar 80's nie. Maar dat sy van die stam van Aser was. En dit was tydens die tyd van Jesus se geboorte. Right? So tydens die tyd van Jesus se geboorte was daar hierdie vrou uit die stam van Aser in die tempel in Jerusalem. Lukas noem maar net so terloops in die verbygaan, né? Wat aandui dat dit nie ongewoon was nie. Ja. Dit was nie, wow, een van die afstammeling van een van die stamme het per ongeluk weer Jerusalem ontdek nie. Ja, Verstaan jy? dis 'n algemene ding. Dit was 'n algemene ding geweest. Right. Nou die brief van Jakobus vers 1. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Hy skryf aan die 12 stamme, nie net aan 2 stamme nie. Ja, Right? Aan die 12 stamme wat versprei is. Right, want hulle was versprei geweest daardie tyd in die Romeinse Ryk geweest. Nie net aan 2 stamme nie. So, daai stamme het nie verlore gegaan nie. Hulle was in die tyd na Jesus, was hulle nog steeds daar geweest. Was hulle nog bekend geweest. Teen die eerste eeu na Christus, was daar nog 'n duidelike teken dat al 12 stamme nog geïdentifiseer kon geword het. Elke stam was dus nog daar Ja. en hulle het nog bestaan. ja, Mag dit weer sin? ja, Alright. Dit is nou alles Bybelse bewyse wat ek nou vir jou gegee het. Maar daar is ook historiese geskrifte. Right? Die eerste ene wat ek wil noem is die Annale van Sargon die Tweede. Hy is 722 voor Christus. Dis toe Samaria ingeval en oorgeneem is deur die Assiriese koning, en dit was Sargon die Tweede geweest, of Sargon 2. En hierdie geskrif van hom kan jy nou nog gaan kyk na. Dit bestaan in die Britse museum en hy is getitel BM 13187. Right. En dit beskryf die val van Samaria. Sargon skryf dit self, die koning van Assirië. En daarin skryf hy: ek het 27.290 mense wat daarin gewoon het, weggevoer. Right. Klink dit soos die hele volk? 27.000 mense. Dis nie eens naby Spruit nie, man. Right? ja, Right. Dis 'n belangrike getal daar. Want daar was honderde duisende mense in die Noordelike Ryk tydens die wegvoering. Right? Nou, Israel Finkelstein, dis 'n argeoloog by Tel Aviv Universiteit, skat die bevolking van die Noordelike Ryk teen 720 voor Christus op ongeveer 350.000 tot 400.000 mense. Dis 2 jaar na die wegvoer deur die Assiriese koning. Right. Maar hoeveel mense het hy weggevoer? 27.000. so 'n klein getal. Dis 'n klein getalletjie. Hoe werk dit? Dis slegs die elite, die militêre leiers en die vakmanne is weggevoer. Okay. Right. Die belangrike mense is weggevoer sodat die mense wat daar oorbly is van nul en ginder waarde polities nie. Verstaan jy wat ek bedoel? Dis wat die koning gedoen het. Right. Die meerderheid van die gewone bevolking het in die land agtergebly. Dieselfde ding het ook gebeur destyds met Juda. Toe die koning van Babel hulle weggevoer het. Right. Gaan lees vir my Jeremia 39 vers 10. En Jeremia 52 vers 28 en 30 tot 30. Okay, Jeremia 39 vers 10. Maar van die arme mense wat niks gehad het nie, het Nebuzaradan, die owerste van die leiwag in die land Juda, laat agterbly en aan hulle wingerde en landerye in die tyd gegee. Jy sê Nebuzaradan gee daar aan van die arme mense wat hy nie weggevoer het nie. Ja. Dieselfde ding het gebeur met Israel destyds deur die Assiriese koning. Hulle is weggevoer, right? Maar nie almal is weggevoer nie, net die belangrike mense, net die elite. Die arme mense het nog steeds in die land gebly, die gewone mense. Right? Nie die vername ryk mense nie. Ja. Hulle is weggevoer sodat daar nie meer 'n politieke invloed kan wees op hulle nie. Okay. Verstaan jy? Jeremia 52
vers 28 tot 30, gaan jy die presiese getalle gee van die ouens van Juda wat weggevoer is met die Babyloniese ballingskap. Lees ek gou vir ons daar. Dit is die mense wat Nebukadresar in ballingskap weggevoer het in die 7de jaar, 3023 Jode. Nou, 3023 Jode. Ja. Dit is in die 7de jaar, oké, gaan aan. In die 18de jaar van Nebukadresar uit Jerusalem 832 siele. 832, right. Dink dit is soos 'n volk. Dit is baie min. Ja. In die 23ste jaar van Nebukadresar het Nebuzaradan, die owerste van die leiwag van die Jode, 745 siele in ballingskap weggevoer. 745. Al die siele is 4600. So die totaal van 3 keer se ballingskap wat hulle weggevoer het, in die ballingskap in. 3 verskillende tye het hulle weggevoer. Is maar hoeveel? 4000? 4600. 4600. Klink dit vir jou soos die hele Juda? Right. En ons weet nou al dat van die ander stamme se mense klaar in Juda was. Nou dieselfde ding het gebeur met Assirië, toe Assirië die noordelike ryk weggevoer het. Net 'n sekere getal, 27000 het ons gelees, het Sargon self geskrywe, Sargon die tweede self geskrywe in sy Annale wat ons as bewys het in die Britse museum weggevoer. Terwyl daar meer as tussen 300 en 400.000 mense was, 350 tot 400.000 mense. Ja. So, die stamme het nie verlore geraak nie. Maak dit weer sin? Ja, baie. Right. Dis nou die eerste bewys wat ons het, buite Bybelse, historiese bewys, né? Dis daai Annale van Sargon die tweede. Ja. Die tweede is die Assiriese bevestigingsgebied. Gaan vir my na 2 Konings 17 vers 24. En die koning van Assirië het uit Babel en uit Kuta en uit Ava en uit Hamat en Sepharvaim mense ingevoer en laat woon in die stede van Samaria, in die plek van die kinders van Israel. Hulle het Samaria in besit geneem en in sy stede gaan woon. Ja, die Assiriese hervestigingsbeleid, dit is eintlik wat dit is. Right? Uit hulle weggevoer en het ander mense ingevoer. Right? Die Assiriese beleid was nie 'n totale uitwissing van die volk of daai tipe ding nie, maar 'n vervanging van jou elite, right? En vermenging. Okay. So jy het nou gesien die elite is weggevoer, die vakmanne en al daai tipe ouens, die ryk mense en die politieke ouens en die militêre leiers en daai goeters. En dan vervang hy hulle met ander ouens uit ander stam uit ander volkere uit. Ja. Right? Dis die totale dis dieselfde beleid wat die koning van Babel gehad het tydens die wegvoer van die Juda. Right. Sargon die tweede het vreemde volke na Samaria gebring, soos jy daar gelees het. En sommige van die Israeliete het toe nou ondertrou met hulle. En so het die Samaritane ontstaan. Okay. Right. Dis hoekom die Jode nie baie lief was vir die Samaritane en Jesus se tyd sê jy daarvan lees ook, ja. né? Right? Want hulle was, kan ons sê, 'n hakkiese bastervolk tussen ander volkere wat ingemeng het met die Jode en dan hulle so halfhartig die Joodse geloof aangeneem. Wow. Dit was nie heeltemal daar met dit nie. En dit was natuurlik 'n pes onder die Jode gewees. Hulle het nie gehou nie. Right. Nou die volgende bewys wat ons het, is die argeoloog Magen Brossi, Israel Finkelstein wat ons net oor van genoem het, en Neil Asher het met demografiese data uit opgrawings bevind dat Jerusalem se bevolking verdriedubbel het tussen 720 tot 700 voor Christus. En dis daar tydens daai Samaria se inname. Want die Samaria se inname was 722. Ja. So tussen 720 tot 700 voor Christus het die bevolking van Israel, van Jerusalem, verdriedubbel. Hoekom? Want daai ons is weggevoer en hierdie ouens het uit al 10 stamme uit Jerusalem toe gevlug. So ons het dit nie net nou gelees in die Bybel nie, maar die argeoloog het dit
Ook bewys. Het dit ook bewys. Right. Skielik is daar nuwe woongebiede wat vinnig uitgebrei het. Dit het hulle opgegrawe en dit bewys. Right. Dan is daar keramiekstyle. Weet jy die keramiek goed wat hulle gemaak het? Style wat uit die noordelike Israelitiese tradisies is, uit die noordelike ryk uit. Het hulle nou in Juda opgegrawe wat dateer tot so 722 voor Christus. Presies die tyd wat Israel weggevoer is, wat Samaria ingeneem is, 722 voor Christus. So dis argeologiese bewyse dat van daai stamme se mense het nou skielik so toe gekom. Daar's bewyse dat die stad het verskriklik vinnig uitgebrei ensovoorts ensovoorts. Hoe kan 'n mens nou wonder waar is die 10 stamme? Al die mense van die 10 stamme is nie weg, die 10 stamme het nie heeltemal verdwyn nie. Dat nog mense oorgebly van die 10 stamme en hulle is in Juda en ons het argeologiese bewyse daarvoor. Daar is dus duidelike argeologiese bewyse dat vlugtelinge uit die noorde op groot skaal na Jerusalem gestroom het. En hierdie bevindinge is gepubliseer in die boek The Bible on Earth wat in 2001 gepubliseer is. So jy kan dit ook gaan naslaan buite Bybelse bewyse. En dan die derde ding is die Qumran, die dooie see rol. Right. Okay. Verskeie Qumran tekste spreek die verwagting uit van die herstel van die 12 stamme. Dis na al daai dinge. Dis die Qumran, right? En hulle skryf die verwagting van die 12 stamme dat hulle weer herstel sal word. Hoekom sal hulle dit skrywe as 10 stamme verlore gegaan het? Ja. Right? Dit dui dus aan dat die 10 stamme nie verlore gegaan het nie. Right? So ek het nou vir jou vandag baie goeie bewyse gegee dat die 10 stamme nie verlore gegaan het nie en dat daar in Juda op die einde van die dag nie net die stam van Juda gebly het nie. Right. So die naam Jood wat ons al van gepraat het dus nou nie net betrekking op ou uit die stam van Juda uit nie. Right. Goed. Bybelse en historiese getuienis dui duidelik aan dat die suidelike ryk Juda, lede van al 12 stamme geabsorbeer het weens verskeie redes. Right. Die eerste rede is godsdienstig gemotiveerd. Die Lewiete en die getroue aanbidders. Die tweede rede is polities gemotiveerd. Die vlug van Assyria, toe Assyria hulle ingeneem het. En die derde is demografies. Right, Jerusalem se vinnige uitbreiding na 722 voor Christus. Die Joodse volk vandag is dus nie net die stam van Juda nie. Right? Anna, was hy die stam van Aser. Paulus, het ons van gelees, van gehoor die vorige episode, is hy die stam van Benjaminiet. Right? En Jakobus skryf, dis na Jesus opgevaar en skryf Jakobus 'n brief en hy groet al 12 stamme in die verstrooiing. Mag dit vir jou sin? Baie. Right. So, aan die begin het ek ook jare terug geglo dat 10 van die 12 stamme het verlore gegaan. Hulle het nie. Daar's Bybelse bewyse en daar's argeologiese bewyse. Dat die stamme was nog steeds daar. Hulle is nog steeds daar. So die Israel van vandag, wat ons daar het, bestaan nog steeds uit al 12 stamme. Sjoe, dit het nou gevoel soos 'n legkaart wat so mooi in mekaar pas. Papa het nou regtig baie mooi uiteengesit en die ding is, as die Bybel en die argeoloog ooreenstem, hoe kan mens stry daarteen? Hoe kan jy stry daarteen? Okay, ek sal in ieder geval nooit teen die Bybel stry nie, maar dis net 'n dubbele bewys. Dis nog 'n bewys, Dis net nog 'n bewys. Die 10 stamme het nie verlore gegaan soos baie ouens beweer in hulle teologie nie. Right. Jy hoef nie die argeologiese, daar's nog baie, ek het dit nie alles gaan neerskryf nie, want dan gaan ons te lank vat. Daar's nog baie argeologiese bewyse en goeders. Maar net die Bybel is genoeg bewyse. Al daai versies wat ek jou gegee het, is genoeg bewyse dat daar nie net die stam van Juda en die stam van Benjamin in Juda was nie. Okay, ek is nou moeg. Sjoe, dit was 'n intieme geskiedenisles hierdie. Maar dit was baie lekker om te hoor en baie insiggewend. Baie dankie vir pappa se tyd om dit so uiteen te sit en
ja, dit alles maak sin en al die bewyse is daar. So ja, baie dankie pappa vir daardie antwoord. Dit was regtig baie mooi uiteengesit. Ek's baie dankbaar dat pappa die tyd ingesit het daarvoor. Ja, ek hoop julle het lekker saam geluister en as julle enige verdere vrae het oor Israel of Jerusalem of wat ook al waar julle wonder, vra ons gerus in die kommentaar en ons sal terugkom na julle vraag toe. En ja, tot 'n volgende keer sê ons Maranatha.